U liefde kan deel. U woord, u gedagtes in die wêreld waarin ons vandag lewe is kosbaar. Ons wil dit graag vanaand vier, dat u naam verheerlik word. Amen. Dankie. Nou is ons 11. Ek het nog 'n ou bygebid. Nog Gys. Jy wil jy nie nog 'n versie bid. Hallo julle. Lekker om jou te sien, man. Lekker om te wees. Hallo Brand. Ek jou laat Hallo Gys. Brand, ek dink jy moet sommer wegspring. Ja, dankie Yuri. Ek wil weet of julle 'n bietjie gedink het oor die belangrikheid van leierskap. En ons het gesels oor die verskil wat leiers maak op alle vlakke van die samelewing. Ons het 'n bietjie gesels oor wat dit behels om 'n goeie leier te wees, en dan het ons ook gedifferensieer tussen leierskap en bestuur. So ek wil graag hoor of daar enige onduidelikheid is, enige iets wat ons toe bespreek het 'n week terug, wat julle oor gedink en miskien oor gebid het en wat nie 100% duidelik is nie. Is daar enige vrae reg aan die begin? Therese, jy wil definitief iets vra. Ek het gedink ek het alles mooi verstaan totdat ek toe nou daai vraelysie kry. Ek het ook gesukkel daarmee. Goed, want ek dink toe nou dit kom nou seker, dis nou voorspruitend uit verlede week sinne. So ek het nie 'n vraag nie, maar ek het gewonder of ek reg geantwoord het. En nou weet ek jy gaan sê daar's nie reg of verkeerd nie, of miskien van jy. Elena, jy red ons. Nee, ek dink dit is alles net vrae wat ons net 'n bietjie laat dink oor die onderwerp. En dit gaan eintlik maar oor vanaand se onderwerp, om gereed te wees vir vanaand se onderwerp. En dit is waar wat jy sê, Therese, is nie reg of verkeerd nie, maar ons kan net 'n bietjie daaroor dink. Wat beïnvloed ons daaglikse besluite as leier die meeste? Watter aspek van leierskap daag my tans die meeste uit? En dan spesifiek ook watter woord beskryf die leierskap van Daniël? Miskien kan ons net daaroor een of twee gedagtes deel. Maar dalk eers, Yuri, as dit jou sessie is, laat Brand eers klaar. Ja, ek dink Brand moet eers sy inleiding mooi verder vat en dan sluit ons daarbey aan. Pieter, is jy op hoogte, moet ons iets doen om jou soort van in die gesprek te integreer, want jy sit daar op stil baie en ek wil nie hê jy moet geïsoleerd voel nie. Jy kan sien hoe stil is ek. Nee, ek wil een opmerking maak oor die vraag, want ons kon ongelukkig, Karina en ek, vanweë omstandighede verlede week nie bywoon nie, maar ons het ingeluister daarna. Maar oor die vraag, net dit, waarom ek byvoorbeeld niks ingestuur het nie, ek's baie bang, die juffrou stuur vir my terug en sê, jy het gedop. Maar ek het gevind, by al 3 dae, die opsies, onder elkeen, kan ek nie net een noem nie, ek moet 2 saam noem, ten minste 2. Die een en die ander, en nie net een nie. Toe het ek besluit, ek stuur liewer niks aan nie, want dit klink, ek moet liever stil bly. Ja, en Elena is kwaai as 'n mens nie aan standaarde voldoen nie, so. Ai. Nou weet julle wat maak ek deur. Glad nie. Okay, so sal ons, dankie Pieter. Is Karina naby of? Net eers die aansit. Sy het gesê, sy wil nie op hierdie skerm wees nie. Toe sê ek, sy moet eintlik meer hierop wees as ek. Want hier sit sy 2 meter van my, en sy luister alles wat ons sê, en ek weet hierna, gaan sy vir my baie dinge vertel. Okay. Nee, sy luister, sy is deel van die... Sê welkom vir haar. Welkom Karina. Sy sê dankie. Goed, en Tilly sit ook hier by my. So sy's agter die skerms.
Ja, dit wys die dapperheid. Sê vir haar Dit- Wieke. Dit verg dapperheid, ja. Ja. Okay, so ek gaan vanaand die onderwerp wat ek gaan behandel is leierskap van self. En ons het verlede week vinnig daaraan geraak. 'n Mens moet jouself doeltreffend kan lei ten einde jou in 'n posisie te plaas dat jy 'n span kan lei. Dis vanselfsprekend dat as jy spook en faal met die leierskap van self, dan gaan jy nie die nodige invloed kan verdien deur ander mense doeltreffend te lei nie. So as ons praat oor leierskap van self, dan is daar 'n lang lys van amper verpligte eienskappe wat 'n mens moet hê ten einde vertroue en invloed by jou mense te verdien. Want soos ons ook verlede week gesels het, leierskap het niks te doen met gesag, posisie, status, autoriteit nie. Dit het alles te doen met jou persoonlike voorbeeld. Dis al hoe jy geloofwaardigheid verdien. Jy kan dit nie afdwing nie. Autokratiese leiers probeer dit afdwing en al gevolg is wat ek noem gedwonge voldoening. So mense doen dit omdat hulle die baas vrees. En dis nie eintlik leierskap nie, dit is verdrukking. So kom ons spring weg deur te sê wat is die eerste voorvereiste vir doeltreffende leierskap van self? En natuurlik, en dit figureer in Elena se lys van vrae, is dit integriteit. Ek wil dit in hoofletters sê. Integriteit. 'n Mens se integriteit word bepaal grootliks deur jou morele intelligensie. Die vermoë om te onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Daai stemmetjie van jou gewete is die rigsnoer van integriteit. Ons het verlede keer ook gesels oor integriteit wat lei tot vertroue. En ek het die Engelse term gebruik deur te sê trust trumps everything. En ek wil dit weer herhaal, want dit is die fundament van integriteit. Baie jare terug het ek 'n hoof gehad met die naam van Phil Porter. En hy het een Vrydagmiddag vir my na sy kantoor geroep en 'n hele lys van dinge met my bespreek. En toe vir my gevra of ek al 'n persoonlike gedragskode opgestel het. En ek het gesê nee, so hy het gesê wat hom in sy lewe baie gehelp het, is 'n personal code of conduct, waar jy jou beginsels en waardes waarin jy glo, op 'n stuk papier uittik en dit dan teken, en dan die belangrikste is dat jy daardie gedragskode eerbiedig en dat jy jou gedrag en jou besluite anker in jou beginsels en waardes. En dit hou jou op die pad van 'n hoë mate van onbesproke integriteit. Die tweede aspek van selfleierskap wat belangrik is as 'n mens
doeltreffend wil lei, is ek noem dit verhoudingsintelligensie. Verhoudings laat die wêreld draai. En 'n goeie leier slaag daarin om op 'n volhoubare basis goeie verhoudings te bou. Ons het nie tyd vanaand om te praat oor voorvereistes vir goeie verhoudings nie. Maar een ding wat ek geleer het, en dit word verwoord deur 'n Amerikaanse dame met die naam van Maya Angelou. Sy het gesê, people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. En ek dink dit is so 'n baie duidelike verduideliking van die krag van verhoudingsintelligensie en die vermoë om mense goed te laat voel nadat hulle interaksie met jou gehad het. En ek wil dit duidelik maak dat dit nie platvloerse vleiery moet wees nie, maar opregte waardering, opregte erkenning. Die derde voorvereiste vir doeltreffende leierskap van self is deursettingsvermoë. So ek het vandag weer daaroor gedink, oor wat se voorbeeld ek kan gebruik om te illustreer hoe 'n magtige karaktertrek dit is om vas te byt. Daar's 'n skool in Amerika wat 'n lese het, it's always too soon to quit. En daarom het ek gedink ek gaan vir julle vinnige 'n gevalle studietjie vertel. Dit het afgespeel in die jaar 1914 en ek verwys na die Shackleton ekspedisie. So Ernest Shackleton het 27 vrywilligers gewerf en hulle sou poog om die hele Antarktika kontinent deur te stap in die winter. Hulle het deeglike beplanning gedoen, gedink dit sal 120 dae neem en op die basis daarvan het hulle kosvoorraad en alles op 'n skip gelaai met die naam van Endurance. Die eerste ramp wat hulle getref het is dat ysberge die Endurance gesink. En hulle kon maar net 'n beperkte hoeveelheid van hulle toerusting en kos red. Toe hulle begin stap na Elephant Island, wat hulle min of meer geweet het waar dit is. Nou, die toestande in Antarktika, in die winter is daar net 3 uur se lig. Die temperatuur daal tot -50. Winde van tot 160 km/h waai. Hulle het geen skuiling gehad nie, hulle kos was vinnig op. Die verstommende ding is, deur die genade en die impak van Ernest Shackleton se leierskap, het hulle almal by die reddingsplek opgedaag en almal het dit oorleef. En hoe lank het dit geneem? 638 dae. So, dit is 'n voorbeeld van die krag, die waarde van deursettingsvermoë. Selfdissipline is die volgende karaktertrek wat ek vinnig oor wil gesels. So selfdissipline behels die volgende: dat jy doen wat jy moet doen
wanneer jy dit moet doen, of jy daarna voel of nie. En dit is dis makliker gesê as gedaan. Dis een van die belangrikste voorvereistes vir die doeltreffende leierskap van self, om aangename en onaangename dinge te doen met dieselfde toewyding, om al jou beloftes na te kom, om desnieteenstaande baie versoekings, selfdissipline noukeurig toe te pas. Die volgende een wat ek wil oor gesels is, ek noem dit nederigheid of ego-onderdrukking. Jare gelede het ek in 'n boek, 'n leierskapsboek, die raad raak geloop wat sê, nou moet ek mooi dink, leadership is not a way of behaving. Leadership is a way of being. So, jy moet in jou wese, moet jy erken dat al jou prestasies as gevolg van die genade van bo is. Jy moet keer dat jou status en jou posisie en jou sukses na jou kop toe gaan, want dit skakel om in arrogansie, en arrogansie skep afstand tussen jou en jou mense. In een van Jack Welch se boeke sê hy, suppress your ego and build your character. En ek dink dit is uitstekende raad. Saam met nederigheid kom daar 'n volgende voorvereiste, en dit is dat jy moet jou eie kwesbaarheid moet jy erken. As jy in mense se harte wil inkruip deur middel van jou leierskapsbenadering, moet jy onder alle omstandighede heeltemal eerlik wees. Hulle moet jou opregtheid kan aanvoel. En dit spruit voort nie uit egotisme nie. Dit spruit voort uit nederigheid. Die laaste een, want Yuri moet eintlik ons het nog 3-4 minute oor. Die laaste ene is geestelike en fisieke energie. Is 'n baie belangrike komponent van selfbestuur. Ek moet sê dat tydens my loopbaan by Toyota en by McCarthy was dit een van die grootste uitdagings wat ek moes hanteer, en dit was om genoegsame geestelike en fisieke energie te kon handhaaf sodat ek my werk oordentlik kon doen. Want as 'n mens 12, 14, 16 ure 'n dag werk, 'n spanningsvolle omstandigheid het by die kantoor, dan verdamp jou energie, reserves baie vinnig. En as jy nie fisieke energie het nie, dan kom jy vinnig by die punt, veral as geestelike energie ook heeltemal verdwyn as gevolg van voortgesette spanning, dan kom 'n verskynsel na vore of 'n siekte. Deesdae praat hulle van executive burnout. 'n Gebrek aan balans tussen lewe en werk. Ek was 'n paar jaar terug betrokke by 'n gevalle studie wat my baie hartseer gemaak het.
'n uitstekende jong man, 'n CA, 'n briljante intellek, was 'n uitstaande finansiële bestuurder, toe 'n finansiële direkteur en toe word hy op die ouderdom van 36 bevorder tot die posisie van hoofuitvoerende beampte van 'n groot genoteerde maatskappy. Hy het nag en dag gewerk. Hy het in 'n perfekte storm beland van oorseese beleggings wat skeef geloop het, waarvoor hy nie aanspreeklik was nie, wisselkoersdepresiasie, hoë inflasie. Hy het al hoe harder gewerk, hy het al hoe meer weggedryf van sy gesin, en toe het hy begin om hulpmiddels te soek. Ongelukkig was een hulpmiddel drank. En dit was die laaste ding wat ek sou verwag het hy sou doen. Hy het op die ou end 3 maande was hy in 'n kliniek. Sy loopbaan het hy eintlik verwoes. So die laaste komponent van selfbestuur as 'n voorvereiste vir kwaliteit leierskap is die vermoë om 'n goeie balans te handhaaf tussen werk en leef. Is daar 'n resep? Julle sal beter weet as ek dat daar is 'n aantal voorvereistes. Een is dieet, een is genoegsame oefening, die belangrikste is gebed, die tweede belangrikste is die ondersteuning wat 'n mens kry van die mense vir wie jy lief is. Want as jy met 'n spanningsvolle situasie moet hanteer dag in en dag uit, sekere omstandighede wat jou energie tap, wat jou emosies op loop laat neem, dan moet jy by 'n veilige hawe kan uitkom wat jou gesin is, jou vrou, die mense vir wie jy lief is. So ek het vinnig gepraat oor die belangrikheid van leierskap van self as 'n voorvereiste vir doeltreffende leierskap van ander. Ek het maar net 6 voorvereistes uitgelig. Daar's heelwat meer, maar ek dink dis genoeg gesê om julle verder aan die ding te sit oor selfleierskap as 'n voorvereiste vir die doeltreffende leierskap van 'n span. Juraj. Dankie, dankie Brand, dit was skitterend en dit is hoekom ek die boek so geniet ook. Ek dink nie dat ek nou daaraan geskryf het nie, maar ek dink hierdie is 'n baie besondere boek. Die Brand vat die goed so mooi saam. So, kom ons gee 'n bietjie kans as iemand wil reageer op wat Brand gesê het tot hier. Ek het gesit en dink aan Warren Buffett, het jy een keer, ek dink jy het in die boek ook geskryf, dat hy gesê het hier waar hy nou op sy ou dag is die mense wat by hom is, het hom nog so lief soos aan die begin. Ek dink dit is baie belangrik dat mense dit moet kan sê. Ja, jy herinner my dit, die rykste man, hy was toe die rykste man in die wêreld, het gesê sy grootste prestasie is dat hy aan die einde van sy loopbaan gekom het en die mense vir wie hy lief is ook vir hom lief. Ja, dis waar. Goed, enige iemand wat ek wil graag hier op ietsie sê, maar ek bedoel, ek wil nou 'n Bybelse voorbeeld wat ek nou brand om met julle te deel, maar hoor eers, wil iemand nog iets sê van julle kant af oor wat hier genoem is? Ek sien ons is nou 13. Ja, en dit sonder dat ons eers gebid het. Ja.
Ek wil miskien dit net noem, jy verwys na Warren Buffett, want ons twee daaroor ook 'n bietjie gesels, of liewer ons het dit gedeel oor die belangrikheid van integriteit. Ek dink is Warren Buffett wat ook gesê het dat 'n suksesvolle leier, jy kan dit nou praat sake of waar ook al, lê nie in die charm nie, maar in die substance. Ja. Op 'n eie kort woorde. En ek het dadelik daarna gaan kyk van waarmee ons besig is om te kyk na die absolute perfekte leier, en dit is die seun Jesus Christus op aarde, is wat nie geleef het in gewildheid van charm, ons weet, daai beteken, maar in die substance van wat en hoe hy gedoen het. Ek wil net dit byvoeg. Skitterend. En dalk net nog 'n opmerkingie. Ek het gou hier gekyk, ek het 'n foto geneem nou so 'n paar weke terug in Shackleton se winkel daar in Londen. En dit gaan oor die integriteit van omgee vir die mense wat Brand so goed beskryf het, vir wie hy almal in lewe gehou het. Ek sê dit in aanhalingstekens. Hulle sê meet the boss. Dit is as jy by die winkel instap. Dan sê hy, for scientific discovery, give me Scott. Julle onthou Robert Scott. Ja. For speed and efficiency of travel, give me Amundsen. Want hy het eers by die Suidpool gekom. Ja. Dis reg. En dan die belangrike, but when disaster strikes and all hope is gone, get down on your knees and pray for Shackleton. En hy het nooit die Suidpool bereik nie, nooit sy doel bereik nie. Give me Shackleton. Dit gaan oor integriteit van iemand wat omgee vir die mense rondom hom en wat belangriker is as om die prys te wen. Ja, kom. Nou het ek genoeg gesê, nou gaan ek daar langs Karina sit en ek kan luister. Dit was skitterend. Dankie, Pieter. Baie dankie Pieter. Baie dankie. Ja, nog iemand wat iets wil sê? Dries? Ek soek 'n bietjie 'n voorbeeld van die gedragskode vir integriteit. Ja, so dit is jy kan dit vanaand optrek. Met 'n lys van beginsels waaraan jy glo en waarvoor jy staan, al staan jy alleen, en 'n lys van waardes. Maar jou huiswerk, Therese, is om te gaan oplees wat die verskil is tussen beginsels en waardes. Ek moet bieg. Ek raak nog steeds deur mekaar. Maar jy kan 'n generiese opskrif sit van beginsels en waardes, en ek sal sê 5 na 7, 8 van hulle lys, en jouself dan verbind om dit in jou verwysingsraamwerk te sit, en as jy moeilike besluite moet neem, as jy jou eie gedrag moet beoordeel, dan gaan kyk jy na daardie lys en jy anker jou besluite in jou gedrag en daardie beginsels en waardes. Yes, skitterend. Ek het nou iemand gedink, iemand het gesê, Engelsman het gesê, integrity is what you do when nobody's watching. Ja. As jy nie perform vir iemand nie, dan moet dit ook integriteit hê. Kan ek net gou vir Therese 'n kripnoot gee? 'n Kripnoot, Therese, is op bladsy 30 waar Brand baie mooi verduidelik wat is 'n beginsel en wat is 'n waarde. Dit help my. Ek het gehoop hy gaan sommer nou vir my so 'n lang lys goed gee dat ek dit nie self moet gaan uitkry. Dankie Mahmoud, jy het dit ook goed gedoen. Dankie Elena. Ja, ek sal graag wil
gaan na daar's heelwat Bybelse figure, maar die een wat ek dink by uitstek uitstaan is Daniël. En nou as jy Daniël kyk, ek het nou hier 'n nout gemaak. Dit begin Daniël 1 staan daar. Daniël het hom voorgeneem. Jy moet onthou, dis nou die swaar skitters van die Babiloniërs het Jerusalem gelyk gemaak met die aarde. Die mense wat nie daardeur dood is nie, is hier bymekaar gemaak. Hulle is waarskynlik geketting. Toe hulle op hierdie staptoer Babylon toe. En hierdie, jy weet, 'n jong mens is mos nou baie beïnvloedbaar. En Daniël het hom voorgeneem. Hy sal hom nie met enige iets besoedel nie. Nou wat interessant is, ons ken die beginsel van akkulturasie, nee. Dit is vandag nog in die wêreld aan die gang. As jy nou 'n kind wil beïnvloed, dan voer jy hom van waar jy hom in die hande kry, die beginsels wat vir jou belangrik is. En dis wat Nebukadneser gedoen het. Hy het hierdie skerp jong ouetjies uitgesoek en hy het hulle almal 'n nuwe naam gegee, 'n nuwe identiteit. Nou met 'n nuwe identiteit, waar lê die integriteit van 'n nuwe identiteit? Want jy het niks saam met jou gebring nie. So Daniël het dit in homself gehad. Hy het homself voorgeneem en hy het daarbey gebly. En uiteindelik is dat het hy 3 regerings oorleef, nee. Hy het vir Nebukadneser oorleef. Hy het vir Darius gesê, "Opert, jy gaan dit nie eens maak tot môreoggend nie." Hy het dit oorleef. En toe hy by die 3de ou het hy, jy weet, nog verder gegaan. So hy het 3 bewindsveranderings oorleef. En ook swartsmeerdery, nee, dat toe hulle het geweet, hy bid gereeld, want hy glo in sy God. Dis die God wat ons nou ook aanbid en dien. En hy het hierdie sekere tyd van die dag, en toe kom hulle ons nou met hierdie kinkel, jy weet, om te sê, jy mag niemand anders ter voorbid nie, en hulle check hom toe, en toe die manne op sy knieë gaan toe, is hulle op hom. En leeukuil toe. En dit is moed hoor, dis integriteit, as jy dit kan doen. So ek dink, daar's nog iets wat ek hier geskryf het, integriteit is nie situasioneel nie, nee. Jy kan nie in 'n situasie integriteit hê, en hierdie en dan in die ander en 'n volgende nie. Integriteit is die harde werklikheid wat jou karakter gevorm en geslyp het, in onkreukbare integriteit. Integriteit verander nie saam met omstandighede nie. En dan die hele ding van uitnemendheid, nê, wat Brand genoem het ook. Daniël is nie rebels of halfhartig nie, hy respekteer gesag. Hy werk met sy intellek baie sterk, hy voeg waarde toe. Hy beïnvloed 'n stelsel van binne af. En ek dink om so te lewe dat jy voor God kan gaan in gebed. Ek moet dikwels vir hom gaan sê, Here, ekskuus. Ek het gegly. Maar ek gaan na hom toe daarmee. En daar sort ons dit uit. En ek is absoluut nie volmaak nie. Dit weet ek. Ek dink almal van ons besef dit in ons eie lewens. Maar dis waar genade nou weer inkom. As ons hom aanbid en ons dra ons integriteit aan hom op, dan dra hy ons ook. En dan beleef jy dit dat jy hierdie genade kry om vorentoe te gaan en hom voor oë te hou, nie jou eie profiel of jou eie sukses of jou eie naam nie. Okay, dit is die karakter. Jy kan nou vir Nehemia daarby intrek, jy kan vir Moses daarby intrek. Maar ek sou graag wou sê, dit is hoekom die Bybel so belangrik is, want toe ons die boek begin skryf het, en die vraag kom ook dikwels na ons toe, is dit nou 'n Christelike boek of is dit 'n gewone besigheidsboek? Sê, ja, dis al twee. Want die Christen leef as 'n draer van die koninkryk van God. As jy 'n direkteur is, soos Gys, ek kan hom nou baie mooi hier sien, dan is jy ook 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Dan moet wat daar gebeur, moet rym met die koninkryk van God. Nou, ek ken nou
vir brandbaie jare en ek het hom geken voor ek in Johannesburg kom bly het en ek was op daai stadium nie meer predikant nie. Maar ek het so dikwels waar ek by pad gekruis het met mense wat hom ken het, elke keer gesê, die Brand is 'n man van integriteit. En so weet ek dit van Pieter, ek weet dit van baie ander mense daar in die gemeente. Dit is die ding wat blywend is. Dis die ding wat die toets van tyd elke keer slaag. En dit gaan oor die koninkryk van God. As jy God se koninkryk bo alles anders stel, dan dra hy jou en jy in die koninkryk en hy gaan vorentoe. OK, dis min of meer van my kant af. Ons kan nog 'n bietjie gesels, maar ek wil graag vir Daniel hier inbring as gevolg van hierdie baie mooi ding van integriteit. Gys, kan ek vir jou 'n vraag vra? So die balans ek het Ek hoop nie ek dop nie. Nee, jy sal nie dop nie. Het jy enige raad vir mense wat sukkel om die regte balans te handhaaf tussen lewe en werk? Goeie vraag. Want as ek met jong mense praat wat suksesvol is, dan is dit hulle nommer 1 uitdaging. Want dis seker moeilik om dit te antwoord, maar ek dink een ding wat ambisieuse en hardwerkende en goeie mense meer sukkel is jy het vroeër trust gesê daar moet vertroue in jou wees en dit groot dryf hulle dat hulle dit reg doen en goed doen en wat hulle doen reg doen. Maar 'n mens moet een aspek wat ek net kan antwoord, jy moet ook bereid wees om vir jou mense dinge te gee. En nie alles wil vashou dat dit perfek is nie. Dat jou mense ontwikkel, en dat jy pilare ontwikkel onder jou groep wat op die ou en jou dra. En as jy vertroue weer in hulle het, nie net vertroue in die leier nie, maar as jy vertroue in die volgelinge het, dan dink ek dit kan dit makliker maak vir jou. En ek dink om daai punt te bereik moet jy baie tyd insit. Daar's 'n leierskap ou in my karier of my beroep wat gesê het, jy weet, meer die erns van 'n leier teenoor sy mense en dan kyk jy net na watter tyd hy bereid is om met hulle te spandeer of vir 'n persoon tyd te gee. So ek dink as jy gerig is om ook mense te ontwikkel en ander ook sterk te maak, dan kan dit jou help, dink ek, om nie jou dood te dra nie, as ek dit so kan stel. Gys, jy het 'n uitstekende antwoord gegee, want ek het dit ook geleer. As jy goeie mense het, wat ten volle verbind is aan jou visie en jou besigheid se waardes, mense wat aanhou leer, mense wat bereid is om verantwoordelikheid te aanvaar en aanspreeklikheid, dan is jou taak net soveel makliker, want jy delegeer met vertroue en in baie gevalle, en ek het gevind in die meeste gevalle, doen hulle dan wat hulle moet doen, beter as wat jy dit ooit kon doen. En dit stel diskresionêre tyd aan jou beskikbaar, wat 'n kragtige hulpmiddel is om 'n gesonde balans tussen lewe en werk te handhaaf. Ek het onlangs 'n artikel gelees. Trouwens, dit was oor Natie Kirsch, wat een van hy het hier in Boksburg groot geword en Pieter, jy skud jou kop, so jy sal onthou vir hoeveel
miljoene of miljarde US dollars hy sy besigheid nou verkoop het. En iemand het hom gevra wat is sy resep vir sy sukses. En hy het gesê, if you have good people, then you have a good business. Dis baie eenvoudig, maar daar's baie waarheid daarin opgesluit. As jy hulle kan kry om saam te werk om 'n gemeenskaplike visie 'n realiteit te maak en jy die regte strategie en jy het stelsels wat goed werk en mense weet hulle word beloon vir prestasie en hulle prestasie word op meriete beoordeel, dan begin al hierdie goed sinergisties saamwerk. En dit stel jou in staat om dan net te lei en glad nie by operasionele detail betrokke te raak nie. Wil enige iemand iets byvoeg, Pieter? Jy lyk of jy angstig is. Ek's nou baie benoud. Karina sê dikwels vir my, soos ons vriend, jy sal hom onthou, Johan Coetzee. Jy mens moet nie alles vergeestelik nie. Maar ek kyk weer na wat Jesus gedoen het, nou op hierdie punt van oor te dra aan 'n span in wie jy vertroue het. En net in kort, en hier is ek lomp, hier moet julle my almal help. Hierdie is Jesus wat daar toe die skare kos gegee is en het geluister en het lekker teen die heuwel gesit. Toe Jesus gekom het en hy het vir sy disippels gesê, wag 'n bietjie, sê julle hier oor die see waar daar 'n storm gekom het, en hy het hulle later ontmoet, nadat hulle baie benoud was, om vir hulle sê, julle moet goed verstaan waarom ek hier is, en uiteindelik, en dis die punt wat ek wil maak, dat hy gesê het, ek bly nie met my voete op hierdie aarde nie, ek gee nou oor aan julle, en deur die Gees wat gaan kom, gaan vir julle sterk. Nou weer eens, hierdie moet nie 'n preek wees nie, dan is dit 'n swak preek deur my lomp woorde. Maar wat het gebeur? Is 'n paar bang mense is toegerus in vertroue in die een wat hulle erken het as dis die verlosser wat opgevaar het en deur die Gees gegaan het en kyk watter groei daar was in die Christelike geloof. Ek wil dit net vir myself so sê, onthou daai voorbeeld en ek het die voorreg gehad, soms het ek dit misgekyk, maar die waarde van om vertroue in jou span, of hy groot of klein is, dat jy kan oorgee met die wete, die aan wie jy oorgee het ook vertroue in jou of in my gehad. Stop net daar. Ek wil daarby aansluit en sê ek wil nie iets byvoeg nie. Ek wil net sê die gevolgtrekking het wat Pieter nou gesê wat ek maak is jou ego moet ook nie in die pad staan nie. Baie groot of nie, baie leiers het dit nie gemaak nie omdat hulle ego uiteindelik op die troon kom sit het. Nou ek weet Pieter, jy kon waarskynlik ernstig in een van die Engelandse groot banke die groot baas geword het, maar jy het daai pad nie gekies nie omdat jou ego nie so jou gedryf het nie. En dit is van ons almal waar, Gys, en selfs jy, ou baas, jy brand soos ons sy familie om ou baas, nou is ek ook al daarin. Die ego, die balans, want mens moet ook selfvertroue hê, nee, dit is ook belangrik, jy moet 'n goeie selfbeeld hê, maar 'n goeie selfbeeld is nie gelyk aan 'n groot ego nie. Daar's 'n fyn balans hier, en net die Heilige Gees kan dit vir jou gee. En dit is dink ek die competitive edge, as ek nou 'n bietjie Hollands mag praat, wat Christene het, wat regtig naby aan die Here leef, is dat hulle kan hierdie balans kry, en dan kan God hulle gebruik om sy koninkryk uit te brei. Ja, Yuri, jy het nou aan 'n goeie punt geraak.
Ek het tydjie terug het ek op 'n sin afgekom wat ek dink dit goed beskryf, en dit is moenie minder van jouself dink nie. Dink net minder oor jouself. Uitstekend. Uitstekend. Ja, so ek dink selfbeeld is nodig as 'n mens 'n span wil lei. Iemand met 'n baie swak selfbeeld sal onseker wees en sukkel om besluite te neem. Maar dan moet jy keer dat dit nie omskakel in egosentriese gedrag nie. Ja. Ja. En hoe jy dit keer is om jouself nie ernstig op te neem nie. Ja. Partykeer glo leiers hulle eie propaganda. En dan verloor hulle kontak met hulle mense, want hulle sien hulle self in 'n superieure kategorie. En dit skep afstand tussen hulle en hulle mense. Ek het laat ek liewer nie daai voorbeeld noem nie, want net nou word dit oorgedra aan daai baas van wie ek wil skinder, en dan gaan ek 'n groot moeilikheid wees. So ek stop net hier. Okay, Ansie, jy het jou hand opgesteek. Jou kant Yes. is af. Ekskuus, jammer. Iets wat ek wil byvoeg, ek het eintlik gedink Pieter gaan daai draai loop. 'n Voorbeeld wat ons ook by Christus gekry het, is om te onttrek, om tyd alleen te vat om mense batterye te herlaai. En ek dink as dit kom by werk-lewe balans, dink ek dit is 'n baie groot probleem. Is hoe tyd gespandeer word. Die meeste tyd gaan in take in, en mense vat te min tyd vir hulle self om net regtig goed te doen met jou batterye herlaai, en dan ook om tyd te spandeer aan die mense wat naby aan jou is, want ek wil sonder tyd wat 'n mens aan jou naby mense spandeer, gaan 'n verhouding agteruit. So, dankie. Ansie, so dit is 'n uitstekende bydrae. So as jy 'n lys moet optrek van bronne van energie, en miskien kan ek sê bronne van energie en inspirasie, wat sou jy op daai lys sit? Jy het nou klaar gepraat van eie tyd. Brand, ek dink die goed wat jy genoem het, en in elk geval in die boek noem, van om gesond te wees, jy weet al daai goeders van gesond eet en goed na jouself fisies te kyk, en goed na jouself in jou geloof te kyk en in jou verhoudings te kyk, is alles goed wat bronne van energie is. Maar wat alleentyd aanbetref, dink ek dis 'n baie individuele ding. Wat een ou se batterye laai is nie noodwendig wat 'n ander ou se batterye laai nie. So ek dink dis iets wat elkeen vir homself moet uitmaak. Wat het jy nodig? Wat is die goed wat vir jou energie gee? Maar ek dink uitbranding het 'n baie, nie ek dink nie, ek weet dit. Dit is 'n baie groot probleem in ons tans geword. Die laaste 5 na 10 jaar. Dit is 'n groot probleem. Dis waar. En mag ek die vraag verder voer en sê, wel ek vra vir almal, wat is bronne van vervulling? Want as jy vervuld is, kry jy ook 'n inspuiting van geestelike en fisieke energie. Maar wat bring vervulling? Is die enigste bron van vervulling prestasie? Brand, ek gaan nou dis die laaste sinnetjie wat ek gaan sê, anders praat ek te veel. Ek dink 'n baie belangrike bron van vervulling is om te weet hoekom jy iets doen. Met ander woorde om die waarde wat jy glo, dit wat jy doen, hoekom dit vir jou belangrik is.
dit dink ek is die ding wat sin gee aan jou lewe en as mens dit het, dan dink ek gee dit vir jou baie energie. Dankie aan sê ja, mense praat van het jy 'n hoër doel? So vir wat wil jy onthou word? Wat is die erflating waaraan jy werk? Want as jy voel dat jy wat jy doen ewigheidswaarde het en dit wat jy doen 'n verskil maak, dan gee dit vir jou energie en hoop. Ek het nog nooit eintlik 'n mens ontmoet wat suiwer ingestel is op materiële welstand en doodgelukkig is nie. Trouwens in baie gevalle word geld maak 'n obsessie en dit breek of dit lei tot krake in die persoon se karakter. En alles draai net om prestasie en dan kom so 'n persoon aan die einde van sy loopbaan en dan is die lewe woes en leeg. Dan was dit alles net 'n gejaag na wind. Kan ek ook net iets ingooi? Ek dink ek het in die boek die voorbeeld gebruik van 'n ingenieursvriend van my wat my geleer het van bewegende balans. As daar 'n krisis in jou lewe is, dan gaan al jou energie daarin. Dan moet jy daai ding oplos. En dan kom jy daar deur en dan moet jy nou jou energie anders bestee. Ek het wonderlike tye gehad in my drafskoene. Ek is dankbaar vir my drafloopbaan wat agter my lê. Ek het wonderlike tye daar gehad. Tussen my hond se ore deur die toekoms gekyk, dit was ook baie lekker. Ag en dan my liewe Helenaatjie, sy werk rof met my. Al lyk dit nie so nie. Toe ek my proefskrif geskryf het, toe het my promotor gesê, ek is lief vir sekere gevleelde woorde. Skryf my onder met 'n rooi pen. Kill your darlings. Helena het nou ongelukkig daai ding eendag gelees. Nou gooi sy my nou nog daarmee. Maar dit is wat vir my die balans, die bewegende balans aan die gang hou, waarvoor ek baie baie dankbaar is. Ja, Tilly het my daaraan herinner dat ons seuns dat as ek my balans wil regkry, dan moet ek voortdurend onthou dat nee is 'n volledige antwoord. Ja. Maar dit is dalk iets wat ons oor moet gesels by 'n volgende sessie. Is dat wat verwag die Here van ons? Want as ons kyk na Suid-Afrika, die behoeftes is oral. So as 'n mens jouself verbind aan naaste liefde, as jy Christendom prakties wil uitleef deur middel van jou omgee, as jy altyd bereid is om te help, is jy dan of voldoen jy dan aan die vereistes wat die Here van 'n mens verwag? Dis ons cliffhanger vir volgende week. Ja. Ja, dit is omtrent 'n cliffhanger. Ja, ek hou van daai cliffhanger. Ons het 3 minute. Dries? Dankie. Ek wil nou wou net gesê toe julle nou so vra wat is dit wat ons aan die gang hou en ons het dit eintlik almal gesê, maar dis ons verhoudings, né? En dan dink ek aan
aan Rudy se preek van Sondag dat dit alles by die liefde moet begin. Liefde oral, dat dit so mooi aan die klein kindertjies ook verduidelik van wat leer ons eintlik in die kerk, wat leer ons by die skool, maar as die liefde net oral in ons kan sigbaar raak, en dit gaan in ons verhoudings uitkom, al ons verhoudings in ons lewe, dan het ons bestaan sin. Yes. Ja. Amen. Nee. Amen. Amen. Goeie amen. So dankie almal. Lekker slaap. En ek weet nou nog nie wat was die uitslag van die poll nie, Helena. Wat het wie gekies of gaan jy vir ons later sê? Nee, daar het net 4 mense deelgeneem. O aarde. So dis waarom ek dink wel dit is waarskynlik nie die beste manier om mense dit gaan maar daaroor om betrokkenheid te kry, né, en om 'n bietjie te reflekteer en voor te berei. Maar ook die eerste vraag, wanneer jy aan geestelike leierskap dink, het almal gesê die belangrikste is karakter, integriteit en waardes. Daai 3 dinge is dan die belangrikste, en dan wat beïnvloed jou daaglikse besluite, was daar meer gesê het beginsels, geloof en innerlike oortuigings. Dit beïnvloed my daaglikse besluite. En dan watter leierskap van self daag jou tans die meeste uit, daar is 'n verskeidenheid gewees. Selfdissipline of integriteit en so aan. Die woord van Daniel, wat Daniel se innerlike leierskap die beste beskryf, het mense gesê integriteit of vernuftigheid. Ja. Maar doen maar weer vir ons een. Okay. Ons sal sien. Maar ek wil net by Pieter ook aansluit. Pieter, jy het nou verwys na Christus se voorbeeld, en ek wil daarom net sê, volgende week praat Brand en Yuri nou oor die eienskappe soos wat julle nou gesê het, maar die laaste sessie van hierdie Bybelskool is vir my die hoogtepunt wanneer ons gaan praat oor die dienende leierskap van Christus. So ek dink ons sien daarna ook uit. Goed. Ons sê weer Annie, lekker ietsie van jou slaap. kant af? Annie? Ekskuus. Ons wil net weet of jy ietsie moet sê. Onthou jy's ons motor. Nee, alles is reg aan my kant. Baie dankie. Baie dankie. Dankie Brand, dankie Julie, dankie almal. Lekker Dankie. slaap. Lekker slaap. Lekker Baie slaap. bly. dankie. Bye. Goed gaan. Tata. Dankie Annie. Dankie Yuri. Jy het baie moeite gedoen. Ja, nee. Dit is 'n Waardeer groot dit. plesier. Lekker bly julle hoor. Lekker slaap. Goed gaan.